Die Vryheidsfront Plus sê hy gaan Rooiwal kleinboere in die Tshwane Metro ondersteun met dringende regsaksie oor die voortdurende mislukking van die Rooiwal rioolwerke. Ons kry meer besonderhede by VF Plus raadslid Rina Marx. Rina, welkom. Goeiemôre Susan, baie dankie vir die geleentheid. Wat behels die boere se uitdagings? Susan, ek dink ek kan dit beter beskryf. Ek was uitgenooi om daardeur te gaan loop en het kilometers ver deur die bosse geloop om die omvang van die skade te sien. Die reuk van menslike afval hang oral in die lug. Dit is verskriklik. Ek dink nie enige iemand het 'n idee hoe die omvang van die rioolbesoedeling hierdie boere beïnvloed nie. Daar's rivierstrome wat letterlik spoel deur hierdie gronde met rou rioolafval. So die omvang is verskriklik groot en hierdie boere wat eens suksesvolle boere was van die gemeenskap is nou letterlik amper op hulle knie gedwing. Waarmee word daar in daardie omgewing geboer? Hulle plant goed soos mielies en klawer en ander groentesoorte ook, maar omdat daar 'n absolute besmetting is van die grond, word hierdie groente erg negatief beïnvloed. So die groente kan glad nie vir menslike gebruik geoes word nie. Dit word geoes vir groenvoer vir die diere, omdat hulle net eenvoudig dit nie vir menslike gebruik kan gebruik nie. So die produkte word ook beïnvloed deur swaminfeksies en dan die mielies en die klawer. Ek het nou gekyk na die klawer. Daai stoeltjies is letterlik, dit groei nie. Dit is sulke klein stoeltjies wat opkom en dit is waar dit stop. So hierdie boere se onkoste wat hulle insit om hierdie groente en produkte te verbou is verskriklik hoog. En dan moet hulle dit afsny en dit vir groenvoer gebruik. Dit is hoekom dit so verskriklike invloed op hulle het. Is dit duidelik waar hierdie besoedeling vandaan kom en wat sal dit behels om die oorsprong stop te sit? Kyk, hierdie ding kom nie van gister af nie, dit kom al van jare gelede. Teens Vogel, een van die plaaslike boere, het vir my gesê, hy het sy eerste briewe al aan die Stadsraad geskryf in 2005, wat hy hierdie ding begin aanspreek het. In die Rooiwal watersuiweringswerke is waar die oorspronklike probleem vandaan kom, want dit funksioneer nie ordentlik nie. So die boere is onder daai gedeelte, so daai, wanneer daar 'n wal breek, soos wat nou so ongeveer 3 weke gelede gebeur het, spoel al daai rou riool oor hierdie boere se gronde. So die Rooiwal waterwerke, ek self was betrokke daarbey en het al by geleentheid saam met die president en die minister van waterwerke 'n besoek gaan aflê en laat verlede jaar, seker so in November verlede jaar, het ons ook weer eens 'n besoek daar gaan aflê. Die vorige kontrakteur is waaroor die verskriklike groot hofsaake was en dat hy op die uiteinde hy het verdwyn met baie geld. Ons het gepraat van amper 300 miljoen rand wat net eenvoudig verdwyn het en die rioolwerke is net nooit opgedateer nie. So toe het hulle nou 'n nuwe kontrakteur aan boord gekry, maar daar is fases waarin dit gedeel is, waar die boere moet gehelp word. So hierdie waterwerke moet opgegradeer word sodat dit reg funksioneer en die water ordentlik gesuiwer kan word voordat dit in die Apies rivier of waar ook al afstroom. En nou, wat nou gebeur is, dit werk nie ordentlik nie, daar's weer eens so oponthoud. Hierdie boere by onder andere dan teens Vogel, het soveel klagtes al gelê, en hy sê hy is seker dat hulle dink hy kla net, en dat hy net hierdie goed insit in of dat hy eenvoudig sal verdwyn of nie meer oorleef nie. So dit is vir my verskriklik om te besef dat die omvang van hierdie skade, dit is nie net by hom nie, dit is by verskeie klein boere wat so suksesvol was en wat verseker het dat ons voedselsekerheid in die stad hanteer was, maar nou op die oomblik kan hulle geen bydrae lewer nie. So hierdie waterwerke het 'n massiewe invloed op al die mense, en dit sluit dan Hammanskraal, en jy weet van die storie wat daar was oor die besmetting van kolera so 3 jaar gelede, waar daar verskeie mense oorlede is as gevolg van dit. En hierdie is steeds 'n aanhoudende probleem wat nie opgelos word nie. Wat behels die Vryheidsfront Plus se ingryping in hierdie saak? Ons wil hulle dwing om nou na kant toe te beweeg, want as hierdie mense nie nou hulp kry nie, daai grond moet
herstel word en dit is 'n baie lang proses. Is nie 'n proses wat net oor 'n paar maande of selfs 'n jaar kan gaan nie. So eerstens moet die watersuiweringswerke moet opgegradeer word. So ons wil hulle dwing om hierdie boere by te staan en hulle te help om weer vooruitstrewend te raak of weer hulle produkte te verbou. Maar dit is 'n lang proses en die burgemeester het in die laasweek met haar stadsrede het sy spesifiek gesê daar is nie 'n waterprobleem in die stad nie, wat nie die waarheid is nie. Hierdie mense is absoluut afhanklik van hulle water vir menslike en hulle diere se gebruik van watertanks. En nou het die watertanks situasie het ook versleg van die stadsraad het nou hulle eie watertanks wat hulle nou uitstuur na verskeie dele en onder andere na hierdie boere. So dit het ver agteruit gegaan, daar's nou binne gevegte want daar's politieke inmenging hierin want daar is glad nie meer privaat kontrakteurs wat hulle voorsien nie. So hierdie mense daag net eenvoudig nie op nie, dan het hulle diere nie water nie, want hulle diere kan ook nie besmette water drink nie. Dit affekteer hulle gesondheid ook nadelig. So vir my is hierdie regtig, ek sal graag wil hê dat ons as Vryheidsfront, ons provinsiale leier, Jaco Mulder, is ook betrokke by hierdie situasie. En ons sal hulle wil dwing om 'n oplossing vir ons te bring na die tafel vir hierdie boere, om hulle te help om vorentoe weer suksesvol te kan verbou en hulle diere te hanteer op hulle klein hoewes. Definitief iets wat ons sal dophou. Rina, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Sterkte vir die res van jou dag. Dit was 'n plesier. Baie dankie. Dankie, ek het gesels met 5+ raadslid in die Tshwane Metro, Rina Marx, na aanleiding van die Rooiwal kleinboere wat nou ondersteuning gaan kry en dit na die mislukking van die Rooiwal rioolwerke.